Vriende, môre herdenk ons die hemelvaart van Christus. Dis egter 'n dag in die kerklike kalender wat ons afskeep, selfs van vergeet. Dis die geval in die eerste plek omdat ons die dag assosieer met verlies. In die tweede plek verstaan ons nie regtig wat die hemelvaart beteken nie. Wat is die betekenis? Wat is die nut van die hemelvaart vir jou en my? Indien ons hierdie vrae wil beantwoord, kan ons maar slegs deur die Bybel blaai en spesifiek na 3 teksgedeeltes kyk. Johannes 14, Romeine 8 en Efesiërs 1. In Johannes 14 vers 1 tot 4 lees ons van Christus se gesprek met sy disippels. Hy gaan hulle verlaat, sê hy, om 'n plek vir hulle voor te berei in die huis van die Vader. In die tweede plek, as ons na Romeine 8 vers 32 kyk, sien ons dat Christus sê, ek gaan na die Vader toe en ek pleit namens julle by die Vader. Hier gebruik Christus die metafoor van 'n advokaat. Julle die disippels, sondaar mense wat twyfel, kan nie namens julle self praat nie. En daarom praat Christus namens die disippels, namens ek en jy by God. Christus stel ons saak namens ons by die Here. En dan derdens, Efesiërs 1 vers 18 tot 21. Daar lees ons dat God vir Christus uit die dood opgewek het en hom laat sit het aan die regterhand van die Vader. Dit bely ons ook natuurlik elke Sondag, dat Christus aan die regterhand van die Vader sit. Nou in die tyd van die Bybel was die regterhand jou sterkhand. Dit was simbolies van mag, beheer, heerskappy. En wanneer daar gesê word dat Christus aan die regterhand van die Vader sit, sê dit eintlik dat Christus heers oor alles. Daar's geen beperkings aan sy heerskappy oor die wêreld. Dit is net so van toepassing op jou en my. Christus heers ook oor ons en wat met ons gebeur, ons gevallenheid, ons sondigheid, maar ook oor die feit dat ons gered is. Nooit kan ons sê, ons staan uitgelewer aan die noodlot nie, want Christus sit aan die regterhand van die Vader. Duidelik sien ons vriende, daar is 3 redes hoekom die hemelvaart vir ons nut het. Christus berei vir ons 'n plek voor by die Vader, Christus pleit vir ons, en aan die hand van die hemelvaart kan daar ook gesê word dat Christus heers oor alle sienlike en onsienlike dinge. Daarom vriende, word ons nie as weeskinders agtergelaat nadat Christus terugkeer na sy Vader nie. Nee, die hemelvaart is tot ons voordeel. Hoe reageer ons op die hemelvaart van Christus? In eerste plek moet ons sê, ons moet dit herdenk en vier en nie daarvan vergeet nie. En tweedens moet ons uit dankbaarheid reageer. Christus maak vir ons 'n plek by die Vader. Daarom moet ons ook vir mense tuiste skep hier by ons. Christus pleit vir ons by die Vader. Daarom moet ons ook ander mense se saak namens hulle stel. En laastens, Christus regeer. Hy sit aan die regterhand van die Vader. Die vraag is, wie se regterhand kan jy wees? Wie kan jy beskerm? Wie kan jy versorg? Soos Christus vir jou en my in die hemelvaart versorg. En onthou ook, ons ontvang die Heilige Gees. Oor 2 Sondae van nou af herdenk ons die uitstorting van die Gees. Nog 'n verdere geskenk wat die Here Jesus Christus aan jou en my gee. Amen.